Kom ons bid saam. Papa Vader, dankie vir nog 'n Woensdag aand wat ons net kan asem skep, waar die jaar ook einde se kant toe vorder. Dankie vir 'n oomblik van rus, dankie vir 'n oomblik wat ons net U teenwoordigheid kan indrink en bewus kan wees dat U hierso is. Here, dankie vir die woord, dankie dat die woord lewend is. En Heilige Gees, dat U self die een is wat die woord lewend maak. Ek wil bid, Here, dat U vanaand sal seën, mag dit nie maar net woorde wees wat ons hoor nie, mag dit lewe wees. Mag ons nie maar net nuwe dinge leer nie, maar mag ons U beter leer ken. En mag ons uitstap met 'n dieper besef van wie U is, Here God, met 'n dieper verhouding met U, met groter liefde in ons hart vir U, vir onsself, vir mekaar, en dat die wêreld kan sien dat ons aan U behoort. Ons loof U en ons prys U, en ons is so ongelooflik dankbaar vir vanaand. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Fantasties, baie welkom. Right, so ons is in Handelinge 14, en net vir die wat dalk laasweek gemis het, of wat bietjie die storie gemis het, net geweer almal op datum bring. Ons het begin by die kerk Antiochië in Sirië. Van Seleukië is met die skip is Saulus, en ons weet nou van nou af vorentoe meer Paulus wat hy genoem word. Hy en Barnabas saam met Johannes Markus, hulle is Pafos toe. Ons weet Johannes Markus het hulle in die steek gelaat vir watter rede ook al wat ons nie weet nie. Hy is terug Jerusalem toe. Hulle het aangegaan Perge, Antiochië in Galasië, en dan nou is ons vandag in Iconium. Dit is waar ons onsself vandag bevind. Kom ons begin daar in vers 1. In Iconium het dit op dieselfde manier gebeur. Hulle het die Joodse sinagoge binne gegaan en so gepreek dat 'n groot aantal Jode en Grieke gelowig geword het. Maar die ongelowige Jode het die heidene opgesweep en hulle gemoedere vergiftig teen die broers. Nou net gou 'n paar goed. Julle sien die patroon wat ons kry tot dusver al die pad in Handelinge. Waartoe gaan Paulus eerste? Hy gaan eerste na sy eie mense toe. Hy gaan eerste na die Jode toe. So hy preek vir die Jode primêr in die sinagoge, maar ons sal sien hier's nie net Jode nie, hier's ook Grieke. So weer eens wat dit betref is daar twee definisies wat dit kan wees. Dit kan of Hellenistiese Jode wees, met ander woorde nie Jode wat die Joodse geloof aangeneem het. Ons weet daar's heelwat van hulle, of dit kan mense wees wat net heidene was, met ander woorde glad nie noodwendig die Joodse geloof aangehang het nie, maar tot geloof gekom het in Jesus later van tyd. Maar Grieke is in een van daai twee kategorieë. En dan kyk wat staan hier, en dit is nogal 'n interessante term wat gebruik word, maar die ongelowige Jode. So as ons Handelinge lees en daar word verwys na Jode, interessant, kry jy twee tipes Jode. Jy kry gelowige Jode en jy kry ongelowige Jode. Gelowige Jode is Jode wat in Jesus glo. So 'n Jood wat nie in Jesus glo nie word beskou deur die skrif as 'n ongelowige. Wat interessant is, want die Jode verwys na nie-Jode as ongelowiges, die onbesnedenis. So dis nogal 'n interessante manier hoe Lukas dit verwoord om te verwys na Jode wat nie in Jesus glo nie as ongelowige Jode. Daai is sommer net vir my interessant. En dan heidene, julle weet ons almal word geklassifiseer volgens die skrif as heidene, want ons is nie uit die Jodendom nie, maar ons glo in Jesus. En uit die aard van die saak, wat doen hierdie ongelowige Jode, met ander woorde die Jode wat nie Jesus aanvaar het nie, hulle sweep dan nou die gemoedere op teen die broers. In vers 3. Tog het die apostels 'n geruime tyd daardeur gebring en met vrymoedigheid gepreek, vol vertroue in die Here, wat die boodskap van sy genade bevestig het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle toedoen gebeur. Nou 'n interessante vraag wat ek het. As die skrif hier verwys na apostels, wie is daardie apostels? 1 en 2,
'n meer fundamentele vraag, bestaan apostels vandag nog? Is daar vandag nog apostels? Belangrike vraag. Die laaste vraag is belangriker as die eerste vraag. En die antwoord op hierdie tipe vraag is daar vandag nog apostels? Is ja en nee. Dit is die antwoord op daai ene. So, kom ons kyk. As ons verwys na die apostels, dikwels in die skrif, as ons verwys na die apostels, verwys dit na die 12. Met ander woorde, die 12 disippels, minus Judas Iskariot, plus Matthias. Julle sal onthou, in Handelinge is Matthias gekies as die plaasvervanger vir Judas. So daai sal die 12 wees, dit sal die 12 apostels wees. Maar, as ons nou kyk in hierdie geval, hier word verwys na apostels meervoud, wie sien ons is hierso? Ons weet Paulus is hierso. Paulus val nie onder die streng definisie van 'n apostel van die 12 nie. Hy is daarso. Barnabas is deel van hierdie groep. So, ons weet van ten minste daardie twee, en wie's nie hierso nie? Wel, ons weet Jakobus, die broer van Johannes, hy is reeds dood. Petrus is beslis nie hierso nie. Andreas is nie hierso nie. Johannes is nie hierso nie. Ook nie Filippus of Thomas of Bartolomeus of Matteus of enige van die 12 nie. Tog, die woord wat daar gebruik word, is apostels. So, wat ons met ander woorde vir mekaar kan sê vandag is dat hierdie term apostels word nie net gereserveer vir die 12 nie. Daar's ander tekste ook waar daar na apostels verwys word. Kyk byvoorbeeld hierdie stuk in Romeine 11, waar Paulus skryf, en Paulus sê, vir julle uit die nie-Jode, sê ek, in soverre ek dan apostel vir die nie-Jode is, strek dit my bediening tot eer, in die hoop dat ek dalk my eie mense jaloers kan maak, en 'n aantal van hulle tot verlossing kan bring. So Paulus het geweet waarvoor hy geroep is. En alhoewel hy, byvoorbeeld wat ons vandag sien in Handelinge 14, gepreek het in die sinagoge, sy hart, as jy hierdie verstaan, wat was sy hart? Sy hart was regtig dat die Jode Jesus sou aanvaar as die Messias, maar dis nie primêr waarvoor hy geroep is nie. Paulus is primêr geroep 1 as 'n apostel, maar watter tipe apostel? 'n Apostel vir die nie-Jode. Weereens, baie dankbaar vir ons wat hierso is, want ons het die grootste voordeel daaruit getrek. So, dis die eerste vraag wat ons nou weet, maar dan die ander vraag, kry ons vandag nog apostels? Dis die tweede vraag waar ons dalk kan wonder. En die feit van die saak is, ja, daar is vandag nog apostels. Nes daar vandag leraars is, nes daar vandag herders is, nes daar vandag evangeliste is, nes daar vandag profete is. Die 5-voud, soos waarna verwys word in Efesiërs 4 vers 11, wat daar is om die liggaam op te bou tot volwassenheid, is verseker vandag nog daar. En ek weet, hierdie punt, ons het by 'n vorige geleentheid, het ons al lekker hieroor gepraat, en ek het ook vir julle gesê, daar's 2 baie pertinente skole wat hierdie betref wat ek nou sê. Daar is wat ons noem die wat glo, nee, daardie ampte was destyds daar, dis nie meer vandag nodig nie. Al wat vandag nog nodig is evangeliste en leraars en herders. Die profete en die apostels is nie meer nodig vandag nie, want, en hulle rede is, die Bybel is klaar geskryf. So die Bybel is daar, dis voldoende, ons het nie meer openbaring vandag nodig van God nie. So ek verstaan dit, en is 'n baie oorsimplistiese redenasie, glo vir my, as jy met iemand gaan sit wat val onder die kategorie van cessationist, met ander woorde, die werking is anders vandag, dit bestaan nie meer nie, daar's baie goeie argumente wat gemaak word, ek gaan dit definitief nie afmaak nie, maar die realiteit is, en dit is ons siening, naamlik, die werk is nog nie voltooi nie. En ek sê dit altyd, daar's meer ongelowiges vandag op aarde as wat daar was in die tyd van Petrus. Ons het meer as ooit die krag van die Heilige Gees nodig. En tot dusver sien ons 'n baie, baie belangrike punt. Wat is die manier hoe Paulus hulle nuwe grond gebreek het, as ek daai vieslike anglisisme kan gebruik, ek dink nie, dit is mooi Afrikaans, to break ground, wat het hulle gedoen? Hulle kom by 'n nuwe plek aan, en dan sien ons 2 goed wat gebeur. Dis 2 goed. 1,
daar's 'n openbaring van God se krag deur wonderwerke en 2, daar's 'n verkondiging van die goeie nuus. Met ander woorde, 2 elemente is belangrik. Die werking van die Gees op 'n bonatuurlike wyse en die verkondiging van die woord. Dis nie of die een of die ander ene nie, dis beide. En dan vra ek vir myself die vraag af, hoeveel miljoene mense op aarde ken nie vir Jesus nie? Vandag sodat ons hier mekaar praat. Ver meer as wat daar ooit was in die tyd van Petrus, Paulus en dies meer. So, daar is maar net my groter siening hoe ek hierdie benader. Maar ja, so is daar apostels, absoluut. En wat interessant is, as mens kyk na die woord apostolos, apo weg van gestuurdes. Dis letterlik wat dit beteken. En die woord kom uit die Grieks uit en dit verwys baie keer na 'n admiraal van 'n vloot en hy's gestuur namens die koning om 'n sekere land aan te val of om iets te gaan doen op een of ander missie. So almal van ons eintlik tot 'n sekere mate, al het ons nie die amp van apostel nie, almal van ons wat hierso sit, is geroep om apostels te wees, is geroep om gestuurdes te wees. Met ander woorde, jy het eintlik dan 3 definisies vir die woord apostel. Daar's apostel volgens die streng definisie van die 5-voud, en ek glo vandag nog is daar apostels. 2, daar's die oorspronklike apostels, wat die 12 was, en dan 3, apostel in die sin van die gestuurdes, en dis almal van ons. So ja, dit is sommer net 'n uitbreiding daarop. Goed, so wat gebeur toe? Maar die inwoners van die stad was verdeeld. Sommige het hulle by die Jode geskaar en ander by die apostels. Vers 5. Toe daar van die heidene, sowel as die Jode en ook hulle leiers, 'n aanslag kom om die apostels aan te rand en te stenig, het hulle dit te wete gekom en na die Likaoniese stede Lystra en Derbe en die omliggende streke gevlug en daar die evangelie bly verkondig. Kom ons kyk net gou na die vervolging wat hierso plaasvind en die vraag wat mens dalk mag hê is hulle nie lafhartig nie? Is hulle nie lafhartig in hierdie opsig nie? Dit is 'n baie goeie vraag. Is hulle nie besig om lafhartig te wees om basies Ikonium te verlaat en op die eind van die dag nie agter te bly wat hulle veronderstel is om daar te bly sodat hulle evangelie kan verkondig nie? En die antwoord is nee. En dan gaan vir julle sê hoekom dit nee is. Die antwoord is nee, want kyk wat het Jesus gesê in Matteus 10 vers 23. Hy het gesê, wanneer hulle julle in die een stad vervolg, vlug na 'n ander. Die sleutelwoord is gehoorsaamheid. Die sleutelwoord is nie braafheid in jou eie oë nie. As die Here wou gehad het hulle moes bly in Ikonium, as hy wou gehad het hulle moes bly in Lystra, as hy wou gehad het hulle moet bly op 'n bepaalde plek, dan sou hy dit vir hulle gesê het. Maar duidelik is daar ook 'n tyd wat Jesus gesê het, luister, die partykeer gaan vervolging van jou vra om ook te gaan. Dis klaar swaar genoeg, moenie noodwendig vir jouself swaar kry op die hals haal, as ek dit so kan stel nie. So dit gaan oor gehoorsaamheid, as ons kyk na wat Jesus hierso gesê het. So nou wat gebeur is, Ikonium het hulle teenkanting gehad, nou is hulle in Lystra, en ons het laasweek gesê, wie is die bekende persoon van Lystra? Jan het so mooi vir ons gesê, dit is Timotheus. So in Handelinge 16 gaan ons nog lees, Paulus het na Derbe gegaan en toe na Lystra, en kyk, daar was 'n disipel met die naam Timotheus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse pa. En dan weet ons ook, sy ouma, Timotheus se ouma was Lois, en sy ma was Eunice of Unieke, hang af hoe jy dit nou gaan uitspreek in die Grieks. So daai is wat daar gebeur. Goed, en nou is ons in Lystra. Wat gebeur in Lystra? In Lystra het daar 'n man gesit wat nie sy voete kon gebruik nie. En as jy daai vers lees, waaraan dink jy onmiddellik?
Onmiddellik dink jy aan Handelinge hoofstuk 3, waar Petrus en Johannes die tempel binne gegaan het, of op pad was tempel toe, verby die hek, en hulle sien, Nikanor dink ek was die hek, en hulle sien hierdie ou, en op die eind van die dag, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op en loop. Daar's 'n parallel tussen hierdie twee stories, en soos wat ek julle ook vorige keer gesê het, daar word heelwat parallelle getrek tussen Petrus en Paulus, om half net ook geloofwaardigheid te gee aan Paulus. In Lystra het daar 'n man gesit wat nie sy voete kon gebruik nie. Hy was van sy geboorte af verlam en kon nooit loop nie. Presies dieselfde as die man wat verlam was 40 jaar, wat ons van vroeër gelees het. Hy het na Paulus se woorde geluister. Paulus het stip na hom gekyk, en toe hy sien dat hy die geloof het om genees te word, het hy met 'n harde stem uitgeroep, staan op, regop op jou voete, en hy het opgespring en begin rondstap. Nou weer eens, ek weet hierdie is altyd moeilike tekste, want ons kan nie resepte aflei uit die skrif nie. Want kyk wat bijvoorbeeld hier gebeur, vergelyk hierdie woorde met Petrus se woorde, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus van Nasaret staan op en loop. Hier, nee, sommer direk staan op, regop op jou voete. Nou, ek dink nie, Paulus het probeer voorgee asof hy die een is wat hierdie ou laat loop nie. Ek dink nie, dit is die geval hierson nie. Onthou, hy was besig om te preek. Hy sou definitief God die eer gegee het. Maar kan julle sien, en ek dink dis wel waar ons nog 'n mate van groei nodig het in ons eie lewens, is om die balans te vind. Want hierdie woorde het ek nog nie baie in my lewe gehoor dat iemand sulke woorde vir iemand sê nie. Julle hoor wat ek sê. So, is van daai goeters waarmee ons lekker worstel, hoe werk hierdie? Hoe werk genesing en hoe dit daar is? Maar ja, maar dis Jesus wat genees, en is Jesus wat hierso genees het, en dan gebeur daar 'n baie interessante ding. Paulus het stip na hom gekyk, en toe hy sien dat hy die geloof het om genees te word. Nou weer eens, gaan kyk na Jesus se interaksie met mense wat daar was. En weer eens, as jy regtig 'n studie gaan doen na hoe genesing plaasgevind het, sal jy sien, almal is nie dieselfde nie. Daar's baie keer wat daar gesê word, dogter, jou geloof het jou gered. So dit rym bietjie met hierdie ene. Maar ek bedoel, dan staan 'n ander keer, ja, daar's hou vas aan sy kleed, wat die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het, daar was ook 'n stap van geloof wat dit gebeur het. En, hoor gou mooi, in sekere kringe is dit al gesê, en dis gevaarlike woorde, want hoor gou mooi hoekom dit baie gevaarlik kan wees, is dat iemand dan, en ek weet die term word baie keer gebruik, is geloofsgenesing, wat basies die volgende sê, jy moet net genoeg geloof hê, dan sal jy gesond word. Nou jy kan jouself indink, daai is baie gevaarlike woorde om vir mense te sê. Want dit werk nie altyd so nie, en ons sal nog heel waarskynlik daarby uitkom, maar dit is nie so eenvoudig nie. Ek bedoel, die einste persoon wat hier gesê het, ekskuus, ek gaan nou staan op, regop op jou voete, die einste Paulus wat dit gesê het oogprobleme gehad. Die einste Paulus het oogprobleme gehad. En dan sê ek soos, waar is sy geloof? Jy hoor wat ek sê, wel, ons sal later sien hoekom, dis hoekom ek groot letters ook geskryf het. Die feit van die saak is, as ons 'n slotsom gaan maak om te sê, maar luister hier, op die eind van die dag, genesing is direk eweredig, as ek dit nou volgens wiskundige formules, maar genesing is direk eweredig aan die geloof van die persoon wat genees moet word. Ek weet nie of dit 'n stelling is wat ons hard moet verkondig nie. Ek dink dit sal baie mense ongelooflik veroordelend laat voel, want dan raak die vraag, en ek vra dit met eerlikheid, hoekom word een persoon genees van kanker, maar 'n ander persoon nie? Want as ons dit te streng so gaan interpreteer, dan gaan die slotsom wees baie eenvoudig. Hierdie persoon lewe vandag nog, is genees van kanker, want geloof het hom of haar gered. Hierdie persoon ongelukkig het dit nie gemaak nie. Ek is nie so seker van sy of haar geloof nie. Kan jy hoor hoe dit, ek kan nie Jesus se hart in dit hoor nie. En dit bring ons weer by 'n groter vraag raak in hoe werk genesing, maar in hierdie geval kan ons wel sê, hier was geloof en daar was
genesing wat met dit gepaard gegaan het. Maar om dit nou te gaan en op grond van dit 'n reël te maak en te sê hier is die reël. Ek dink nie dit sal 'n wyse benadering tot die skrif wees nie. Ek onthou lank gelede toe Jonathan Atkins nog by Kruispunt was, het hy een Sondag gepreek. En toe sê hy nog die een keer Jesus het gespoeg op die grond en modder aangemaak en modder op die oë gepak en gesê gaan was jou in die bad van Siloam, maar ek is nou dalk besig om stories te meng. En hy was sy oë en toe kon hy sien en eers nie meer nie en toe sit weer en toe éventueel toe kon hy sien. Nou verstaan die probleem om teks buite konteks te vat en 'n resep daaruit af te lei, beteken dit ons moet groot bakke modder reghou vir Sondagoggende en ons moet links en regs mense se oë met modder smeer. En ek dink nie dis waar dit gaan nie. Want daar's soveel verskillende forme van genesing wat plaasvind. Vat selfs, kom ons gaan na Handelinge 3 toe. Hier is hierdie verlamde man. Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus van Nasaret staan op. Hoe baie geloof was daar in daai verlamde man gewees? Ek bedoel, daai stadium het hy nog nie heel waarskynlik 'n wonderwerk eers van 'n dag oud gesien nie. So, wat ek net probeer sê is, we want to oversimplify perhaps a very more complicated thing, maar dan gaan ander mense sê, is eintlik meer eenvoudig. Ek is net nie die kenner op hierdie gebied nie, maar een ding kan ek wel sê, om te gaan en te sê op grond van dit, daardie beginsel is gelyk aan geloof, genees, en dit is hoe dit is. Ek dink net die boodskap wat oorkom aan mense is net, so jy's nie gesond nie, want jy glo nie genoeg nie. Jy moet nog meer glo. Hy sit moeilik met my, en as ek verkeerd is ek verkeerd, maar daai sit 'n bietjie moeilik met my. Goed, vers 11. Toe die skare sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonies uit. So let wel, nie Grieks nie, Lykaonies. So, Paulus en Barnabas het nie verstaan wat nou hier uitgeroep word nie. Dis 'n vreemde taal vir hulle. Toe die skare sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonies uit, die gode het soos mense geword en na ons afgedaal. Vir Barnabas het hulle Zeus genoem en vir Paulus, omdat hy die woordvoerder was, Hermes. Die priester van Zeus, wie se tempel net buite die stad was, het bulle en blomkranse na die stadspoorte gebring en wou saam met die skare 'n offer bring. So ja, die naam Zeus kom in die Bybel voor. Nie een keer nie, maar 2 keer sien ons daarso Zeus voorkom. Nou goed, bietjie Griekse mitologie, uit die aard van die saak, het ons hier vir Zeus. Julle het al vir Zeus gesien, Zeus is die ene op berg Olympus wat die weerligstrale gooi. Dis Zeus. Zeus is die hoof van die Griekse pantheon. Hy's die hoofgod en ons kan baie teruggaan want hy's 'n afstammeling van dis die Titans en dis 'n baie, jy kan self van Griekse mitologie opswat as jy regtig sou wou. Zeus het kinders by dosyne gehad, waaronder Hermes ook een was. Hermes is daar, so ek sê nou daaroor net uitbrei. Maar feit van die saak is, wat ons het is Zeus, en Zeus was die koning van die gode op berg Olympus, en in die Romeinse mitologie, dat die Grieke en die Romeine het baie dieselfde, maar tog anders. Wie weet, quiz, wat was Zeus, die ekwivalent van Zeus in die Romeinse mitologie? Nee, dit is wel 'n planeet. Jupiter. Jupiter is die ekwivalent van Zeus. En daar is standbeelde en goeters. Dan hierso, ek het sommer maar 'n bietjie AI gebruik om daai in te teken, want hy's kaal. Goed, so die feit van die saak is dat hy het nie klere aan in die standbeelde wat hy het nie. Hy's bietjie kaal. So die feit van die saak is dat ons vir Hermes. Yes? Yes, so daar's die antwoord op die vraag wat ek sou gevra het. Wat is die Romeinse ekwivalent van Hermes? En die Romeinse ekwivalent van Hermes is Mercurius. Wat sin maak, want Hermes, so Zeus was die koning van die gode, Hermes, en jy kan dit duidelik daarso sien, baie bekend, hierdie gevleuelde sandale. Dis 'n baie kenmerkende ding, en dan ook daai simbool, hy hardloop ook met die staf. Maar hy bring die boodskap, hy kommunikeer tussen
berg Olympus en die mense en is vinnig en is alles. So dit maak eintlik sin hoekom hy dan Mercurius genoem word, want Mercurius het 'n vinnige rotasie om die son. Lekker, vinnig en hy's daarso. Nou Hermes was dan die boodskapper van die gode en nou kan jy vir jouself indink, hoekom is Paulus Hermes genoem en Barnabas Zeus? Want Hermes was die een wat gepraat het. Wie het meer gepraat? Wel, Paulus het meer gepraat. So hy was Hermes en dan Zeus moes dan die ander een wees. Maar daar's 'n rede hoekom hulle dit gedink het. Want jy sê hoekom, ek bedoel, yes, iemand is genees. Hoekom is hulle onmiddellike konklusie, wow, gode? Gaan nou dit verduidelik. Daar's 'n baie goeie rede hoekom dit so is. Wat ek net wil ook een ding noem wat interessant is. As jy ooit teologie sou studeer, sal jy weet daar's een vak wat jy neem as 'n teologie student en daai vak se naam is hermeneutiek. Hermeneutiek. Jy het gehoor van die woord hermeneutiek. Hermeneutics. En hermeneutiek etymologies kom van die woord Hermes af, want Hermes is die boodskapper. Dit gaan oor hoe om 'n boodskap te verpak. Dis die hele studie van daai veld. So is interessant, daai nou nie stres nie, maar ek het ook my hermeneutiek, jy sal dit altyd hoor. Dis eksegese en hermeneutiek is die woorde, maar dit het ook 'n verbintenis daarmee. Nou is die vraag, hoekom het hulle dit gedoen? En om dit te verstaan, dis ook nodig om gekultiveerd te wees. Kyk ons na 'n pragtige skildery. Is nie so duidelik nie, maar hy's tog daar. Hierdie portret is geskilder deur Rembrandt. Julle almal ken vir Rembrandt. Nie persoonlik nie, maar julle weet wie is Rembrandt. So Rembrandt, dis geskilder in 1658 en die naam van hierdie skildery is Baucis en Philemon. Baucis en Philemon. En jy gaan sien, is baie dof, maar daar's heel waarskynlik dan Philemon en sy vrou Baucis. Dis nie die duidelikste van foto's nie, maar jy kan gaan kyk na die skildery Rembrandt. Baucis is B-A-U-C-I-S en Philemon. Nou hierdie is 'n uitbeelding van 'n storie in die Romeinse mitologie. Nou hoor gou hier wat gebeur het. Dis opgeteken deur Publius Ovidius Naso en in een van sy boeke skryf hy dat iewers eendag het Jupiter en Mercurius. Jupiter is Zeus, Mercurius is Hermes. Het Jupiter en Mercurius, met ander woorde Zeus en Hermes, die gebied van Frigië besoek. Kom ek gaan net gou vinnig na die kaart toe weer, dan sien julle daar's Frigië. Sien julle waar ons is? Daar's Frigië en volgens oorlewering het Jupiter en Mercurius, met ander woorde Zeus en Hermes, het uit die aard van die saak Frigië besoek en hulle self vermom as gewone mense. En toe wat gebeur is, keer op keer wat hulle toe by mense wil aanklop, het die mense hulle weggewys. Daar was nie gasvryheid nie. Niemand wou hulle inneem nie. En toe wat gebeur? Twee mense, en dis hierdie eenvoudige man en vrou, Philemon en Baucis, hulle het hulle toe ingenooi, en moet nou nie daai Philemon verwar met die Philemon van die Bybel nie, dis glad nie dieselfde persoon nie, glad nie eens dieselfde tyd nie, en hierdie twee arme mense, Philemon en Baucis, het toe nou uit die aard van die saak vir Jupiter en Mercurius onthaal. En wat was die uiteinde hiervan? Wel, die uiteinde is, dat weens hierdie gebrek aan gasvryheid onder die mense van Frigië, het Zeus en Hermes die gebied van Frigië veroordeel, en wat hulle gedoen het is, hulle het vir Philemon en Baucis gevat, hulle op 'n berg iewers gesit, en hulle het almal met 'n vloed getref. Dis wat gebeur het. En die huis wat toe nou oorgebly, die huis van Baucis en Philemon, dit het dan nou die tempel van Zeus geword, en hulle twee, tot die dag wat hulle dood is, het hulle toe nou as priesters van Zeus opgetree, en toe hulle dood is, ek dink hulle het saam dood gegaan of iets, toe verander hulle in twee bome. So dit is die storie wat hier gebeur het. Nou, met daai storie wat ons almal weet nie die waarheid is nie, is my vraag, plaas jouself gou-gou in die skoene van die mense van
Lystra. Hier sien hulle 'n wonderwerk. Iemand word bonatuurlik genees wat vir jare nie kon loop nie. Hulle is onmiddellik nie wow, hierdie is awesome nie. Hulle dink onmiddellik terug aan hierdie verhaal en sê vir hulle self, ons gaan nie dieselfde fout maak as die mense van net 'n paar kilos aan, want volgens hulle het dit regtig gebeur. Ons moet besef, hierdie is weer ons word getoets. Hierdie is Zeus en Hermes. En wat gebeur? Daar was 'n tempel van Zeus soos wat ons sien en wat gebeur? Hier kom die bulle uit, hier kom die blommekranse uit. Ons gaan nou 'n offer bring aan hierdie gode. Hulle gaan ons nie 2 keer vang nie. Zeus en Hermes het eerste keer hierdie dorp, maar nie 'n tweede keer nie. Shame on me, shame on you, daai hele ding, fool me once, fool me twice. Hulle gaan nie uitgevang word nie. En dan gebeur die volgende. So ek hoop net daai help jou om te verstaan hoekom Zeus en hoekom Hermes en dat dit eintlik 100% sin maak as jy die mense vir daai tyd dit verstaan. En ons kyk daarna, ons weet dit is twak, dis Romeinse mitologie. Vir daardie mense was dit 'n waarheid. Dit was histories. Goed. Toe die apostels, Barnabas en Paulus daarvan hoor, het hulle klere geskeur. Tussen die skare ingespring, want hoor mooi, toe hulle daarvan hoor. Onthou, van watter taal het hierdie mense gepraat? Likaonies. So, mense sê, hoekom het hulle nie vroeër hulle gestop nie? Want hulle het nie verstaan wat die mense sê nie. Nou is dit vir hulle al vertaal en hulle is dit wat aan die gang is. En onmiddellik klere word geskeur van verontwaardiging, tussen die skare ingespring en geskreeu, mense, waarom doen julle dit? Ons is ook in alle opsigte mense net soos julle. Ons verkondig aan julle die evangelie dat julle van hierdie nuttelose dinge moet wegdraai na die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Nou, net voordat ek aangaan, Paulus snap nou wat hier aan die gang is, en Paulus gaan nou die evangelie verkondig. Maar aan wie verkondig hy dit nou? Hy verkondig dit nie aan 'n klomp Jode nie. En gaan vergelyk hierdie boodskap met die boodskap wat hy 'n vorige keer gedoen het, waar hy uit Psalm 16 aangehaal het, waar hy uit Habakuk 1 aangehaal het, hy het skrif aangehaal. Hoekom? Want sy gehoor so onmiddellik gesê het, daar is tweede Psalm, dis Psalm 2, ons ken Psalm 2, ja, daar is Psalm 16, hy is nog nie 16 nie, maar ons weet dit is Psalm 16, eendag in die Bybel gaan hulle sê, dis Psalm 16, en Habakuk 1, dis nog nie Habakuk 1 nie, maar ek weet dit is die begin van Habakuk, ons weet dit is daar. So, hy het met skrif die evangelie verkondig. Wat gebeur hierso? Niks skrif nie. Hoekom nie? Want hulle is nie bekend met die skrif nie. Hy sit met 'n gehoor voor hom, wat nie sou kan gaan en sê, nie. So wat gebruik hy om die evangelie te verkondig? Hy sê, ons moet wegdraai na die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Nou, daar is 'n vers wat dit sê in die Bybel, 2 plekke word dit genoem, so dis nie dat dit nie daar staan nie, maar dis 'n universele waarheid. Kyk na die God wat geskep het, alles wat jy kan sien. Al die heidene nasies het hy in vorige geslagte toegelaat om op hulle eie paaie te gaan, maar tog het hy geen onduidelike getuienis van homself gegee nie, deur goeie dinge te doen. Hoor mooi wat sê hy. Hy het uit die hemel uit aan julle reën en vrugbare seisoene gegee, en julle liggame met kos en julle harte met vreugde gevul. Hy kom nie met die skrif om hulle te oortuig nie. Hy sê vir hulle, maak oop julle oë. Julle het reën al gesien. Julle het seisoene al gesien. Julle het kos al geëet. Dis God, die lewende God, wat dit laat gebeur het. So, kan julle sien, die punt wat ek net hier wil maak is, daar's weer eens, nesgenesing is daar nie 'n koekiedruk model as dit kom by die verkondiging van die evangelie nie. Jy moet sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees om te weet, hoe moet ek die evangelie deel met die groep mense hier voor my. En ek het dit ook al baie keer agtergekom. Dit is baie maklik baie keer binne die Afrikaner kultuur, veral die ouer generasie, as mens 'n hoek vat en mens begin te praat oor sonde en reg en verkeerd en wat, is baie maklik, want dis hoe daai generasie groot geword het. Baie sterk sin van
reg en verkeerd. Ek bedoel die kerk waarin ek groot geword het, het nog elke tweede Sondag is die wet elke Sondag gelees. Dis hoe dit was. So om met iemand wat uit daai genre uitkom, dan te praat oor reg en verkeerd en Jesus het vir jou gesterf aan die kruis en mense kan daarmee assosieer. Maar as jy nou met iemand wat glad nie God ken nie, wat glad nie in Suid-Afrika groot geword het nie, met 'n Europeër begin praat en dit is jou hoek, dit gaan nie noodwendig by hulle enigsins 'n koneksie maak nie. Hulle gaan sê, ja maar wie het gesê wat's reg en verkeerd? Kan julle hoor wat ek probeer sê? Die punt wat ek het probeer maak is, en dit word onderstreep deur Paulus se benadering, kyk na wie jou gehoor is en hoor by die Gees, wat moet die evangelie wees vir die spesifieke gehoor. Nou, voel so 'n bietjie as ek myself gaan weerspreek deur wat volgende gebeur, maar nog steeds, leer maar wat Paulus gedoen het. Die reaksie was nie noodwendig positief nie. Goed, maar selfs al het hulle dit gesê, het hulle beswaarlik die skare daarvan weerhou om offers aan hulle te bring. So, dit wys jou ook maar net hoe sterk daai leuen, daai bygeloof gevestig was in hierdie mense se lewens. En kyk wat gebeur toe. Daar het Jode uit Antiochië en Iconium aangekom en die skare oorgehaal. Jaloesie is diep, kom van ander dorpe af. Hulle het kilometers gestap om hiernatoe te kom. En hulle hits hierdie mense aan. Hulle het Paulus gestenig en hom uit die stad gesleep, omdat hulle gedink het, hy is dood. Nou, ek wil net vinnig, dis nie daar nie, is 2 Korintiërs, nou moet ek mooi onthou, 2 Korintiërs, 2 Korintiërs 11, 2 Korintiërs 11, vers 24. 2 Korintiërs 11, vers 24. Hoor gou hierso. Dis Paulus wat ons hiervan lees. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 5 keer. 5 keer. 5 keer het Paulus 39 houe gekry. Hoekom 40 minus 1? Ek het al dit hier gesê. Want die wet het gesê jy mag nie meer as 40 houe vir jou broer gee nie. En onthou, Paulus was 'n Jood. So om veilig te wees, het hulle gesê, kom ons beperk dit tot 39. As iemand dalk dan verkeerd getel het, dan is dit dalk 40. Maar dit gaan nie 41 wees nie, want 41 gaan 'n oortreding van die wet wees. 40 is fyn. So 5 keer het hy 39 houe gekry. Mens kry respek vir Paulus as jy verstaan waardeur hy was terwille van die evangelie. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie 3 keer nie, dis 5 keer. En dit hang af hoe intens dit was, maar hierdie was nie 'n aangename ervaring nie. Vers 25, 3 maal is ek met stokke geslaan. So dis anders as daai. Daar's nie 'n kom ons tel tot by 39 nie. Dis net kom ons trek los en maak vir Paulus dood. En dan die laaste vers, 1 maal is ek gestenig. Dis hierdie ene. 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer. Julle kan self 2 Korintiërs 11 gaan lees waar hy sy hele lydingsresume daardeur gaan wat hy deurgemaak het terwille van die evangelie. Maar die punt is wat hier gebeur het is, hulle het hom gestenig en dit moes intens gewees het. Want hulle het gedink hy's dood. Hy was nie dood nie. Hulle het gedink hy's dood, anders sou dit nie daar gestaan het nie. Anders sou daar gestaan het, hulle het hom gestenig en hy's dood en toe staan hy op. Sien wat gebeur het nie? Hulle het gedink hy's dood. So die moes, hy was bewusteloos heel waarskynlik, maar dit was wreed. Maar toe die disippels rondom hom gaan staan, het hy opgestaan en die stad binne gegaan. Die volgende dag het hy saam met Barnabas na Derbe vertrek. So wat ons hierso sien is dat en dis die ironie van die hele situasie wat hier gebeur. Dieselfde mense, dat my baie dink aan die skare in die tyd van Jesus. Hosanna, kruisig hom. Baie vinnig het daai woorde verander. Hierso, waar kan ons die offer bring? Hier's gode. Jy gaan van 'n God na 'n gestenigde net so. Mense is nie baie betroubaar en consistent nie. Dis maar die lewe, né? Ons sien dit hierso.
So die feit van die saak is, die een oomblik nog was Paulus en Barnabas die helde, volgende oomblik kom ons maak hulle dood. Maar weer eens, nie vreemd nie, Jesus sal dit deurgemaak wat daar so is. Goed. En toe is hulle na Derbe toe, en dan sien ons in ons kaart, so dis daarso, in Derbe, en wat sien ons? Nadat hulle die evangelie in daardie stad verkondig en 'n redelike aantal disippels gewerf het hulle na Lystra, Ikonium en Antiochië teruggekeer. Hulle het die disippels geestelik versterk, hulle aangemoedig om in die geloof te volhard en gesê, ons moet deur baie ontberings heen in die koninkryk van God ingaan. So wat het gebeur? Net weer terug hierso, van Derbe af, is hulle terug Lystra toe, terug Ikonium toe, terug Antiochië toe, terug, ons sal sien Atalië toe, en hulle is nie weer Cyprus toe nie, hulle is van daar af direk soontoe het hulle gegaan. So wat mooi is, die evangelie is verkondig, daar is disippels oral gewees, en wat gebeur? Hulle gaan terug, om hulle te bemoedig, om hulle te versterk. Maar wat baie mooi is as ons hierna kyk, die woorde wat Paulus gebruik om hulle te bemoedig, is nie woorde wat ons baie vandag hoor nie, is dit? Hy sê vir hulle, luister hierdie gaan taai wees. Daar gaan baie ontberings wees. Ek kan nie vir julle waarborg, as julle ja sê om Jesus te volg, gaan alles net maklik wees nie. Inteendeel, ek waarborg julle die teenoorgestelde. Ek waarborg julle dat daar ontberings gaan wees. Maar ons sê nie meer dit vandag nie. Ons doen nie dit meer vandag nie. Ons sê vir mense dinge is anders. Wat nie noodwendig baie goed is vir mense nie, want dan vanuit jy mense en jy gee vir hulle nie die volle waarheid nie. Maar die volle waarheid is, daar is nie 'n manier dat as jy regtig Jesus volg, dat daar nie teenkanting gaan wees nie. Dat daar nie ontberings gaan wees nie. Dit lyk anders. Nee, mense gaan jou heel waarskynlik nie uitsleep hier en met klippe hier gooi nie, maar as jy bietjie die oogklappe afhaal en kyk wat gebeur in die res van die wêreld, dan sien jy, maar luister, daar is Christene wat doodgemaak word vir hulle geloof, op hierdie einste kontinent waar ons bevind, bloot omdat mense glo in die naam van Jesus en hom volg, wat ontberings moet sien. Nou, ek wil net vinnig teruggaan na die kaart toe, want hierdie is ook interessant. As jy mooi kyk na die kaart, waar het Paulus groot geword? Tarsus. So streng tegnies, mens mag dalk na die kaart kyk en dan sê jy vir jouself, maar Paulus, hoekom het julle nie net, jy weet, so en dan vinnig daar, boem, is daar. En ek dink daar's twee redes. Een is net vanuit 'n pastorale oogpunt. Hulle wou graag by al die gemeentes weer uitkom om mense te bemoedig. Ek dink dit is baie belangrik. Die ander ding is, ja, dit lyk dalk maklik, maar hierdie Taurus bergreeks tussen Derbe, so as jy daar sou wou uitkom, sou jy oor berge moes gaan, en dit is nie so 'n eenvoudige roete om sommer net dit te voet aan te pak nie. So daar's 'n geografiese rede ook. So sien ons dan vers 23, hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge aangestel. So daar wil ek ook net stil staan, belangrike rol wat in al die gemeentes was. Onthou Paulus, Barnabas, hulle gaan, maar daar moet 'n plaaslike leierskapstruktuur wees vir die gemeente. En dis hoekom ouderlinge gekies is in al hierdie stede waar hulle gegaan het. En uit die aard van die saak glo ek, as die struktuur gevolg is, so wat ons sien in die res van die skrif, sou hulle ouderlinge gewees het, en dit wat die ouderlinge kon doen nie, sou in samewerking met diakens, maar bietjie makliker is dit wat ons vandag het, kleiner groepe, maar hulle is daarso versterk, en dan belangrik, en nadat hulle gebid en gevas het, ek het laasweek ook gepraat oor die belangrikheid van vas, is hulle opgedra aan die Here, in wie hulle nou geglo het. Nadat hulle deur Pisidië gereis het,
het hulle na Pamfilië gegaan, waar hulle in Perge die woord verkondig het. Daarna het hulle na Atalia afgereis en daarvandaan gevaar na Antiochië, waar hulle vroeër aan die genade van God opgedra is vir die werk wat hulle nou voltooi het. En as mens weer eens hierna kyk, net daar is weer terug. Hier is die volledige reis wat hulle dan gevolg het, en ons weet dit was tussen 47 en 49 na Christus. So 'n tydperk van 2 tot 3 jaar. Ja, ons het nou 2 weke spandeer aan Handelinge 13 en Handelinge 14, dis so. Maar hier's baie wat nie opgeteken is nie. Hier's baie wat gebeur het wat nie opgeteken is nie. En in dieselfde asem, ek dink hier was ook net gewone dae wat nie opgeteken is nie. Want daar's ook net gewone dae soms, waar ons net is en saam die Here aanbid, wat nie noodwendig gaan en hierdie moet neergeskryf word. Want op papier was duur, so jy die hoogtepunte neergeskryf. Jy het nie alles neergeskryf nie. Maar vir 2-3 jaar was hulle daar, en soos ons kan sien, van Atalia af direk tot in Antiochië in Sirië. Met hulle aankoms het hulle die gemeente saamgeroep en vertel van alles wat God met hulle gedoen het, en dat hy vir die heidene 'n deur tot die geloof oopgemaak het. Hulle het 'n lang tyd saam met die disippels daar deurgebring. En hier is die wonderlike deel. Hulle is terug van hulle sendingreis, en nou is almal bymekaar geroep. Na 2-3 jaar sien hulle vir die eerste keer weer vir Paulus, en hulle sien vir Barnabas. En jy kan jouself indink. Dis daai wonderlike, julle het sommer 'n preekreeks, onthou hulle het elke dag bymekaar gekom, so dit maak dit ook bietjie makliker. Julle gaan net bly deel. En hulle het 3 jaar se stories gehad om te deel waarvan niks aangeteken is nie. Altyd hartseer. Maar die feit van die saak is, hier moes wonderlike stories gewees het. Maar met dit ook, besef ons die volgende. Wat ons vat na Handelinge 15 toe, waarmee ons hierdie jaar gaan afsluit. Hier's 'n wesenlike probleem wat nou hierso opgeduik het, en is weer eens half parallel met die gebeure van Cornelius in Handelinge 10. Want die groot vraag is nou die volgende. Ek gee jou so 'n voorsmaakie tot waartoe ons op pad is met Handelinge 15. Hier's nou die vraag. Goed, ons verstaan nou dat Jode in Jesus kan glo, en dit is dan nou uit die aard van die saak gelowige Jode. Dit is sommer die term wat ek gaan gebruik, dit is baie maklik. So dis Jode wat in Jesus glo, hom aanvaar het as verlosser en koning. Goed, geen probleem daar nie, dit is reg, en hierdie groep sou aangegaan het met Joodse gebruike. Met ander woorde, hulle sou steeds hulle kinders besny, of seuns besny het op die 8ste dag, hulle sou steeds gebly het by kosher gebruike, heel waarskynlik meeste van hulle, sou steeds nie vark geëet het nie, sou steeds nie kreef en al daai dinge geëet het nie, sou steeds nie suiwel en vleis gemeng het nie, hulle sou steeds daarby gebly het, want dit was hoe hulle groot geword het. Right, maar nou is daar 'n vraag. Wat van die heidene? Kan hulle net bypass en net inskakel hier? Of, en dit is waaroor Handelinge 15 gaan, want party van die Jode het gesê, dis wonderlik dat die heidene ook nou deel word. Die een groep het gesê, hulle kan net inskakel. Die ander groep het gesê, hulle moet eers Jode word, en as hulle dan ten volle Jode is, dan kan hulle die added benefits kry van om Christen te wees. En dit, ek wil nie te veel daarvan weggee nie, dit is waaroor dit volgende week gaan. Is dit nodig dat die heidene, want die deur tot geloof is oopgemaak nou vir die heidene, beteken dit, die deur is oop, hulle kan inkom, soos vir party Jode sou glo, dit is met ander woorde, die fliek is aan die gang, maar jy kom hier net op die 75% merk, kom jy in en jy kyk die fliek klaar, is dit okay? Of is soos, nee, jy moet wag vir die nuwe fliek, en dan moet jy van die begin af, moet jy die hele ding deurgaan, en jy moet dit so doen. En dis die vraag wat jy in jou agterkop moet hou, as jy Handelinge 15 moet lees. En alhoewel jy klaar die antwoord op die vraag het in jou hart,
is dit steeds 'n bitter belangrike vraag. En wat dit lekker maak is, want dit heel waarskynlik volgende week dan ook gaan gebeur. Daar's 'n klassieke stelling wat jy al gehoor het in jou lewe, naamlik dat die doop die besnydenis vervang het. Handelinge 15 is 'n fenominale hoofstuk om te bewys dat die doop nooit die besnydenis vervang het nie. En nou is jy nuuskierig, so jy moet gaan lees. Verseker. So, wat ons gaan doen vanaand, ons gaan dinge 'n bietjie anders doen, ons gaan 'n bietjie anders behold. Dis lekker, dis nou eers 7 uur, so daar's lekker tyd. Wat ek wil hê nou moet gebeur. Ons het hierdie gelees. As jy weet dit moet lees, jy het die Bybel voor jou oop, Handelinge 14. In groepe, ons gaan nie hierdie alleen oefeninge doen nie. 2, as dit meer kan wees, beter, maar 2 is fine, maar meer is beter. En dan deel jy een wat het vir jou uit Handelinge 14 spesifiek vir jou uitgestaan. Iets wat vir jou uitgestaan het oor wie God is. Goed, so jy deel dit, en as jy klaar dit gedeel het, bid dit dan. So dit, ek probeer, ons kry by 'n punt wat ons die skrif vat as bron om ons te bring by aanbidding van God. Maak dit sin? So ons vat Handelinge 14, ons het nou gelees, wat sien jy raak oor wie God is in Handelinge 14, en vat dit in jou gebedstyd, vat dit daarso in. So ek gaan vir ons heeltemal genoeg tyd gee om hierdie te doen, en dan sal ek vir ons ek gaan vir ons so 15 minute gee, dan sal ek vir ons afsluit. Die wat daarna nog wil aangaan, is meer as welkom, maar ek sal so 15 minute daarvoor gee. Goed, so julle kan na mekaar toe draai, en dan bid julle saam.